Goeiemôre Suid-Afrika, 14 April, 1500 Bravo, SA tyd, in die middag, die tyd wat die berig uitkom en ek's Morne Boord, Koepel TV se korrespondent, lewendig uit Nashville uit. En ons praat oor die Iran-oorlog. Op die oomblik is daar nog steeds 'n skietstaking aan die gang, en die skietstaking gaan nou tot 21 April, hang af wat Iran doen. Maar nou weet ons ook dat daar ook, van gister af, het Amerikaanse vloot 'n blokkade in die Strait of Hormuz opgestel, om enige skepe wat wil in en uit, wat met Iran besigheid doen, af te sny, dat dit nie met Iran besigheid doen nie. Daar is al meer as 13 Amerikaanse vlootskepe betrokke by die blokkade. Van hulle doen minesweeping, help met die soek van seemyne onder die water en onskadelik stel. Van die ander skepe is besig met die blokkade, met ander woorde, hulle is besig om kommunikasie met ander seegaande skepe te bewerkstellig, om hulle intentions uit te vind. En dit is wat die meeste van die ander surferskepe doen, en daar is ook 'n paar duikbote betrokke, wat onder water hang en gereed staan vir enige moontlikheid om enigiets te doen in terme van 'n aanval of iets in daai ding. So, as ons kyk na die rol van daai vlootskepe wat die blokkade maak, daar's ook 'n gedeelte van hulle wat gaan help met om kommersiële verkeer te eskort deur die Strait of Hormuz. So wat beteken daai blokkade? Dit beteken dat geen skip kan in of uit gaan om Iran besigheid te doen nie. As hulle klaar op pad uit is daar van Kaak-eiland af, wat hulle olie by Iran gekry het, dan sal hulle geblok word om deur die stryd te gaan. Hulle sal moet op 'n punt kom waar hulle parkeer en daar bly tot daar verdere kennisgewing is. Of as hulle naby in die stryd is, sal hulle toegelaat word om deur die stryd te ry, sodat daar nie 'n ophou van skepe binne in die stryd is nie. En sodra hulle aan die ander kant van die stryd is, aan die suidekant van die stryd in die oper golf in is, sal hulle daar geforseer word om te parkeer, en as hulle nie wil nie, sal hulle gebord word deur Marines, en die Marines sal die skip vir hulle parkeer. Dis hoe hulle daai goed beheer. Enige ander skip wat daar deur ry wat met die res van die Midde-Ooste besigheid doen, hulle sal toegelaat word om in en uit te ry soos hulle wil. So van die skepe wat nou in die Strait of Hormuz is, die vlootskepe, is dan daar ook om eskort te lewer vir van die kommersiële skepe wat in en uit wil ry. Nou, dit gaan 'n dag of 2 vat vir daai kommersiële skepe om te begin beweeg, want sekerlik is baie van hulle nog baie ski om te gaan, miskien nervous om te gaan, want hulle het nog daai stelle bedreiging van Iran. Hulle wil sien dat Iran nie op hulle gaan skiet nie. Die doel van die eskortskepe is daar spesifiek om die eskortskepe het lugafweersystems op, so as daar 'n missiel of 'n drone inkom van Iran af op die skepe, is hulle daar om te onderskep en af te skiet. Of as daar 'n versboot inkom van op die oppervlakte, seevlak, met een van die klein versboats met Iranse ouens op, dan het hulle vermoë om my bote te sink. Dis hoe hulle die kommersiële verkeer gaan eskort deur die Strait of Hormuz. Baie mense vra, maar hoekom raak die Houthis nie regtig betrokke om die Rooi See se kant af te sny, dan sny hulle skip aan al twee kante af nie? Goeie vraag, maar die Houthis is redelik independent van Iran. Hulle maak staat op Iranse befondsing en alles, as hulle terrorisorganisasie, maar kyk, hulle het nog nie regtig betrokke geraak by die oorlog nie. Hulle het 1 of 2 missiele in die rigting van Israel geskiet, en hulle het gedreig, hulle sal die Rooi See toemaak, maar hulle het nog nie. Want hulle weet baie goed, as hulle dit doen, word hulle gewipe van die map af. Dan gaan die skepe en alles wat Amerika gereed het om Iran in te val met 'n groot strike, net hulle teikens op die Houthis sit. En die Houthis kan dit nie weerstaan nie. As geen manier die Houthis gaan staan, is daar volskaalse strike op die Houthis se stellings is in waar hulle in die suide van Jemen is nie. So hulle weet, hulle moet liewers nie betrokke raak nie, want dit gaan nie vir hulle lank hou nie. Interessante ander ontwikkeling is dat Rusland het geoffer dat hulle sal daai verrykte Iran by Iran kom haal en om uit Iran uit te kry. Maar ek dink nie dit gaan 'n goeie ding toegelaat word nie, want hulle kan net sowel vir hulle teruggee na die oorlog verby is. So dit gaan nie regtig sit in terme van wat die Weste soek uit die oorlog uit, dat
Rusland die Iran in die hande kry nie. Want Rusland het genoeg van hulle Iran anyway. So hulle is offer net, hulle sal dit wegvat by Iran, maar die kans is hulle dit gaan teruggee is baie goed anyway. So mense sê maar Iran het nog nooit regtig 'n behoefte gehad om nuclear weapons te maak nie. Nou, as hulle nie 'n behoefte het nie, hoekom verryk hulle Iran verder as 60% en probeer dit verder verryk? Dis nie vir kragstasies nie. Daar's net een rede hoekom die Iran so ver verryk is vir bomme, niks anders nie. Daar's geen ander gebruik vir Iran wat so hoog verryk is. Zero. Die enigste manier waarop Iran so hoog verryk is vir bomme maak. So die wat dink dat Iran het nog nooit regtig 'n behoefte gehad om atoombomme te bou nie, hulle weet nie regtig dan hoe werk dit, hoekom moet jy dan so baie hoog Iran verryk nie, want daar's geen ander use vir Iran wat so hoog is nie. Maar dis vandag enige verdere nuus, dan sal ek vir ons nog 'n berig maak. Ek's Moni Botha hier uit Middel Tennessee uit, geniet die dag.